Vriende, ons is die Here dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees rondom sy woord en ons is dankbaar dat ons 'n bietjie deur die boek Spreuke kan werk. Nou, wat ek doen is, ek probeer so 'n bietjie deur die gedeeltes in Spreuke werk en hier en daar gaan ons vers vir vers sekere dinge hanteer en vertrou ons die Here dat hy vir ons wysheid sal gee om sy woord te verstaan. Die hele skrif is deur God ingegee. Ek het vir u gesê, hierdie Ou Testamentiese boek met die 31 hoofstukke is 'n baie besondere boek, die oorgrote meerderheid daarvan deur Salomo, die seun van Dawid, geskrywe. Daar is van ons liberale teoloë wat nie daarmee saamstem nie, maar ag vriende, die liberale stem met niks saam nie, behalwe met hulle self, hulle eie oortuiging, hulle eie opinie, en al die liberale mense wat dan ook in hulle kamp veg. Die Bybel is vir ons baie duidelik daaroor, dat Salomo die skrywer is van hierdie boek. Daar is soveel aanduidinge daaroor, en ons pleit die Here dat hy vir ons wysheid sal gee om te verstaan dat ook Salomo deur die Heilige Gees geïnspireer was om dan hierdie waarhede neer te skryf. Nou, ons het bietjie gepraat oor die gedagte van 6 dinge wat God haat en 7 is vir sy siele gruwel. Ons het al reeds gepraat oor trotse oë, 'n leenagtige tong, hande wat onskuldige bloed vergiet en 'n hart wat onheilsplanne beraam. Ons gaan die laaste 3 van môre hanteer en ons sien dan ook die gedagte van dinge wat die Here haat en vir sy siele gruwel is voete wat haastig na die kwaad toe loop. Voete wat haastig na die kwaad toe loop. Nou vriende, baie van die dinge het so 'n bietjie 'n oorvleeling. Daar is hier en daar dinge wat ooreenkom. As ons net dink aan gister se gedagte, die onheilsplanne wat beraam word. Dis mense wat bose dinge bedink. Vandag gaan maar meer oor die gedagte, hulle voete loop haastig om die kwaad te doen. So hierdie mense wat goed bedink, is mense wat nie kan wag om daardie sonde ten uitvoer te bring. Ek het vir u gesê, daardie sonde kan legio wees. Dit kan morele sondes wees, sedelike sondes, wetlike sondes. Hoe dit ook al mag sy, dis mense wat nie kan stil sit nie. Dis asof hulle gedring word in hulle wese om sonde te doen. En dit kan sonde, vriende, van verskeie aard wees. Dit kan sonde wees wat mense raak. Dit kan sonde wees wat 'n samelewing raak. Maar die gedagte is, die Bybel sê God haat voete wat haastig na die kwaad toe loop. Mense wat se dade God nie verheerlik nie. Mense wat met boosheid en sleeheid optree. Mense wat doen sonder om op die einde van die dag God in gedagte te hou en te dink aan die dag van oordeel waar hulle voor hom moet sal staan en rekenskap voor hom gee. Die volgende een wat baie duidelik uitstaan is een wat as valse getuie leuns uitstrooi. Weer 'n keer die gedagte van leuns. U sal onthou vers 17 het gesê hierdie 6 dinge haat die Here en 7 is vir sy siele gruwel, trotse oë en 'n leenagtige tong. Nou kom ons by een wat valse getuie is of as valse getuie leuns uitstrooi. So hier begin die Here en hy vat hierdie leenagtige tong en hy maak dit bietjie meer persoonlik. Dis mense wat gaan en hulle doen moeite om leuns te vertel en as valse getuies op te tree. Ons sien dit in Suid-Afrika by die howe. Hulle stel 'n hand op die Bybel en sê so help my God, ek gaan die waarheid praat, en dan maak hulle monde oop en hulle lieg en hulle bedrieg en hulle probeer mekaar beskerm en hulle lieg mekaar naderhand so vas, vriende, dat selfs die landdros nie meer weet wat aangaan nie. En ons soek dit so. Kyk maar na die leuns wat uitgestrooi word in families, die een kind teenoor die ander kind, by skole, universiteite. Dis net een hartseer sage waar mense met valse getuies leuns uitstrooi. Ons dink in die tyd van die Ou Testament was dit ook so gewees. Onthou u van Nabot wat die wingerd gehaat het? Agab die koning het dit gesoek en toe Agab soos 'n babietjie sy duim suig daar in die kamer en Jezebel sy vrou vra vir hom, nou hoekom is jy so treurig? Toe sê hy, maar ek wil Nabot se wingerd hê en hy wil dit nie vir my gee nie, hy wil dit nie aan my verkoop nie. En Jezebel sê vir hom, jy's koning. En wat het sy gedoen? Sy het 'n klomp deegniete gekry wat as valse getuies leuns uitgestrooi teen Nabot. En wat doen hulle? Hulle stenig Nabot en Agab vat sy wingerd. En wat sê God daaroor? God sê, luister, jy sal sterwe. Soos jy vir Nabot vermoor het, sal jy en jou vrou sterwe, omdat jy God se gebod oortree het. Ons dink aan Jesus, hoe die deegniete dan opgemaak was om valse getuies teen Jesus te bring, dat hy die tempel in 3 dae sal afbreek en weer sal opbou, en allerhande valse dinge wat hulle teen die Here Jesus gesê het. Vriende, hierdie valse getuies is deel van ons lewe. En die Here sê, as jy 'n valse getuie is wat leuns uitstrooi, as jy lieg oor mense, as jy lieg oor sekere sake, as jy in 'n saak partydig optree en jy weet jy verdraai die waarheid, sê die Bybel, God haat dit. Dis vir sy siel 'n gruwel.
En daarom is die enigste uitweg dat jy jou sal bekeer tot die lewende God. Dat ek my hart sal ondersoek en as daar 'n weg is van smart, my sal bekeer tot die lewende God. Die laaste gedagte is om 'n tweedrag tussen broers te saai. Nou hierdie broers is nie noodwendig bloedbroers nie, dis nie noodwendig twee broers in 'n gesin nie. Dit gaan ook oor broers, kinders van die Here, mense wat saam die Here dien, mense wat eintlik een van sin en een van siel in die Here moet wees. En jy vind dit baie in gemeentes, vriende, waar mense tweedrag probeer saai. Hulle is kwaad vir die predikant omdat hy hulle aangespreek het oor sonde, of hulle is kwaad vir die ander ou omdat hy miskien nie iets wou gedoen het wat hulle gevra het om te doen nie, of wat ook al die scenario mag wees. En nou probeer hulle tweedrag saai. Nou versprei hulle stories. Nou probeer hulle om kampe in die gemeente te vorm en soek hulle om hierdie gemeente te skeer of broers uitmekaar uit te skeer. En die Here sê vir ons baie duidelik, hy haat dit. Dit is vir hom 'n gruwel. As jy 'n probleem met 'n persoon het, of dit die leraar is, of dit 'n kerkraadslid is, of dit 'n ander broer of suster in die gemeente is, vriende, wees mans genoeg om met hulle te gaan praat. Hou op 'n lafaard wees. Hou op agterbakse lafaard wees wat ander probeer opsteek om saam met jou in hierdie geveg betrokke te raak. God gaan jou oordeel. Op een of ander tyd sal hy jou oordeel en hy sal die mense wat betrokke is daarbey oordeel. Jy moet nie dink God slaap nie. Die uitstel van God se oordeel is nie die afstel van God se oordeel nie. Ons dink ons het met 'n mens te doen. Ons praat en ons doen en ons tree op soos ons wil en ons dink God slaap. Hy's vas aan die slaap in die hemel en hy gee nie om wat op hierdie aarde aangaan nie. Jy beter jou woorde tel en ek beter my woorde tel. Want die Bybel sê as ons tweedrag saai onder broers, sal God dit in herinnering bring en God sal ons oordeel. Want die Bybel sê vir ons hoe wonderlik is as dit broers saamlewe. Dis kosbaar. Kom ek lees vir u wat sê die Bybel daaroor. Psalm 133, 'n bedevaartslied van Dawid. Kyk hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saamwoon. Dit is soos kosbare olie op die hoof wat afloop op die baard van Aaron wat afloop op die soem van sy klere. Dit is soos die dou van die Hermon wat neerdal op die berge van Sion, want daar gebied die Here die seën, die lewe tot in ewigheid. U sien die beskrywing hier so mooi, soos die dou, die berge van Hermon, dan bevrugtig het, sodat daar kosbare vrug na vore kan kom en die groenigheid daar kan staan. So sê die Bybel ook, is dit kosbaar as God se kinders saamlewe, as broers saamlewe, as daar eenheid is, as daar harmonie is. Jesus bid 'n klomp kere, 3 keer in Johannes 17 in die hoëpriesterlike gebed, dat sy disippels een moet wees. Daarom as jy die een is wat tweedrag saai, wee jou, want God sal jou werke in die gerig bring. Wat is die uitkoms? Wat kan ek doen as ek so 'n persoon is? Eerste plek, pleit by die Here om vergifnis en gaan maak reg waar jy verkeerd gedoen het. Want die Bybel sê vir ons, 6 dinge haat die Here en 7 is vir sy siele gruwel: trotse oë, 'n leenagtige tong, hande wat onskuldige bloed vergiet, 'n hart wat onheilsplanne beraam, voete wat haastig na die kwaad toe loop, een wat as valse getuie leuns uitstrooi en tussen broers tweedrag saai. Mense wat leuns vertel om onmin te saai tussen mense, tussen broers, tussen kinders van die Here. En mag die Here genade gee, vriende, want ons leef in 'n tyd waar die kerk nie gespaar is van hierdie boosheid nie. Soos die wêreld doen die kerk deesdae. Daarom moet ons hand in eie boesem slaan. Vir die Here vra, Here, ondersoek my hart, deurgrond my, o God, ken my hart. Here, lei my op die weg van geregtigheid. Here, laat die woorde van my mond en die oordeenkinge van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig, my Here, my rots en my verlosser. Nou vriende, mag die Here ons genade gee. Daar's baie meer wat ons kan sê oor, maar ek dink ek het genoeg gesê sodat u 'n verdere studie kan doen, dat u die skrif sal bestudeer, skrif met skrif sal verklaar en dan u eie hart sal ondersoek, belydenis sal doen en dan op die weg van geregtigheid sal wandel, die weg van die Here, die weg van wysheid. Bid, Here, deur u Gees, die Gees van wysheid en insig, gee my genade om met wysheid op te tree, sodat ek nie ten prooi val van die sonde van hierdie wêreld en die boosheid wat vandag aanvaarbaar is nie, maar dat ek sal uitstaan. Ag Here, dat ek soos 'n paal bo water sal uitstaan, dat ek stroom op sal swem, dat die naam van die Here, die Heilige, geëer sal word deur my lewe, deur my spraak, deur my denke, deur my optrede, en dat hy in alles geëer sal word. Baie groete vir u, mooi en 'n geseënde dag verder. Tada.